Goeiedag geliefdes. Ons kyk vandag na die Hittefees en daarvoor lees ons Levitikus 23 verse 33 tot 43. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit die Hittefees, 7 dae lang tot eer van die Here. Op die eerste dag is daar 'n heilige byeenkoms. Julle mag geen gewone take verrig nie. 7 dae lank moet julle daaglikse offergawe vir die Here bring. Op die 8ste dag moet julle 'n heilige byeenkoms hou en ook 'n offergawe vir die Here bring. Dit is 'n gewyde rusdag, julle mag geen gewone take verrig nie. Dit is die feesdae van die Here wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep om offergawes aan die Here te bring. Brandoffers, graanoffers, maaltydoffers en drankoffers, soos wat daar vir elke feesdag vereis word. Afgesien van die gewone sabbate van die Here, julle gewone gawes, al julle gelofteoffers en al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee. Onthou net, op die 15de dag van die 7de maand, wanneer julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Die eerste dag van die fees is 'n buitengewone sabbat en die 8ste dag is 'n buitengewone sabbat. Op die eerste dag moet julle vrugte van loweryke bome neem saam met palmtakke, die takke van welig groeiende bome en rivierwilgers en voor die Here julle God 7 dae lank vrolik wees. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier 7 dae lank in die jaar. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld. In die 7de maand moet julle hierdie fees vier. Julle moet in hitte woon 7 dae lank. Al die gebore Israeliete moet in Israel in hitte woon, sodat julle nageslagte kan weet dat ek die Israeliete in hitte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land laat wegtrek het. Ek is die Here, julle God. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Na ongeveer 400 jaar het God die Israeliete uit Egipte gered. Daarna moes hulle deur die woestyn stap om in Kanaan, die beloofde land, te kom. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid het hierdie reis 40 jaar geduur. Gedurende hierdie 40 jaar was die volk van Israel pelgrims. Hulle het geen permanente huise gehad nie. Hulle het van plek tot plek getrek en in tente of hutte gewoon. Maar God het vir hulle gesorg op pad na die beloofde land. Hy het vir hulle kos en water gegee. Hy het hulle teen hulle vyande beskerm. Hy het selfs gesorg dat hulle klere en skoene nie verslyt nie en dat hulle voete nie seer word nie. Later, in die beloofde land, het God vir die Israeliete permanente huise gegee. Maar hy wou hê hulle moes onthou hoe hy vir hulle voorvaders in die woestyn gesorg het. Daarom het hy vir hulle 'n laaste fees vir die jaar gegee, die Hittefees, ook genoem die Loofhittefees. Die Hittefees het op die 15de dag van die 7de maand begin, net 5 dae na die Versoendag. Vir hierdie fees het die volk van Israel vrugte, takke en blare geneem. Daarmee het hulle vir hulle self skuilings gebou en versier. Dit was omtrent feestelik. Vir 'n week lang verander Jerusalem in een groot kampterrein. Almal kuier oor en weer, gaan soek ou bekendes en ontmoet nuwe mense. Rondom die kampvuur word saam geëet en stories word vertel. Op die manier kon die Israeliete onthou hoe hulle voorvaders in die woestyn geleef het en hulle kon bly wees oor God se sorg. Een jaar, op die laaste dag van die Hittefees, het Jesus uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis Johannes 7 vers 37 en 38. Met hierdie woorde het Jesus beloof dat hy vir God se volk sou sorg. Hulle voorvaders het water in die woestyn gekry, maar die water wat Jesus gee is baie beter. Dit is lewende water. Dit vloei aanhoudend en gee lewe
totdat hulle die ewige beloofde land bereik. In Johannes 7 vers 39 lees ons dat toe Jesus van lewende water gepraat het, het hy na die Heilige Gees verwys. Die Gees gee vir ons lewe en krag vir ons reis na God se koninkryk. Die lewe op aarde is soos 'n reis deur 'n woestyn. Dit is soos om in 'n tent te woon. Ons lees dit ook in 2 Korintiërs 5 verse 1 en 2. Terwyl ons hier leef, sê ons, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Maar Jesus, ons goeie herder, het ons nie alleen gelaat nie. Hy sorg vir ons op ons reis deur hierdie woestyn. Hy gee vir ons wat ons elke dag nodig het. En bovenal gee hy vir ons die lewende water van die Gees. Daarom kan ons bly wees, selfs te midde van swaar kry en trane. Hoe kan ons 'n lewe van blydskap in hierdie wêreld leef? Hebreërs 13 verse 14 tot 16 gee vir ons die antwoord. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Laat ons dan deur hom, dis Jesus, voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam bely. En moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Hierdie verse praat van 2 offers. Deur die krag van die Heilige Gees, ons lewende water, moet ons gedurig hierdie offers aan God bring. Die eerste is die offer van lof. Dit is die vrug van lippe wat sy naam bely. Terwyl ons in hierdie wêreld leef, moet ons God altyd prys vir sy liefde en sorg. En ons moet dit ook aan ander vertel. Die tweede offer is die offer van goeie dade en mededeelsaamheid. Selfs wanneer tye moeilik is, moet ons dit wat God vir ons gee met die mense rondom ons deel. Wanneer ons hierdie offers bring, sal ons soos mense wees wat altyd die hittefees vier. Ons sal gedurig bly wees oor God se sorg, terwyl hy ons lei na ons ewige tuiste. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons besef dat ons reisigers is, dat ons pelgrims is op pad na ons ewige tuiste. Dat ons hier op aarde in 'n tentwoning leef wat tydelik is, en U gee vir ons 'n hemelse woning, die hemelse Jerusalem waarna ons uitsien. Lei ons met die Heilige Gees om soos U kinders te leef, terwyl ons daarheen op pad is, dat hierdie wêreld ook sal sien dat ons burgers is van U koninkryk. Ons bly afhanklik van U sorg, en daarom vra ons dat U reën sal gee in ons land, en dat U ook daarin vir ons sal voorsien. Ons bid vir die wêreld waarin ons woon, waar daar ook konflik en oorlog is in Iran en die omliggende lande. Ons vra dat U ook vrede sal bring en stabiliteit sal gee. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.